Baie dankie. Nou kerk, ons het 'n baie interessante tema vanmôre en ons tema is jou geloof dapper genoeg om te begin, sterk genoeg om te bly staan en getrou genoeg om aan te hou. Ek wil hier saam met my lees Filippense 1 vers 6. Die woord sê, omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot die dag van Jesus Christus. Kerk, kom ek sê vir julle vanmôre, hierdie woord is baie duidelik. Hy wat die goeie werk in julle begin het, dit sal hy volëindig tot op die dag dat Christus Jesus kom. En ek wil vanmôre hê, ons moet kyk, en ek gaan hierdie tema opbreek in hierdie 3 gedeeltes. Nommer 1 is jou geloof dapper genoeg om te kan begin? Is hy sterk genoeg om te bly staan? En is jou geloof getrou genoeg om aan te hou? Kom ons begin by nommer 1. Is jou geloof dapper genoeg om te kan begin? Nou gaan ek vir jou 'n vraag vra vanmôre. Glo u vanmôre dat ek, wat hier voor staan, vir u die woord bring wat die Here Jesus vir my gegee het vir u? Amen. Amen. Glo u vanmôre dat hierdie tafel wat hier gedek is om ons te herinner aan wat Jesus Christus vir ons gedoen het. Amen. Elkeen van ons glo vanmôre dat Jesus Christus die Seun van God is, dat hy die Messias is, dat hy opgestaan het uit die dood uit en dat hy vir u en vir my die prys betaal het. Amen. Amen. Nou as ons aan hierdie dinge kan glo, kom ons sê as ons aan hierdie dinge kan glo, hoekom kan ons nie glo dat die Here my enige situasie kan help? Hoekom sukkel ons as mens om werklik op God te vertrou? As u vanmôre in my kan vertrou, wat 'n mens is, wat jou kan teleurstel, hoekom vind ons dit so moeilik om ons geloof totaal en al in God vry te stel? Hoekom twyfel ons as mens steeds in God, maar ons glo in mens? Nou kom ons begin by, is jou geloof dapper genoeg om te kan begin? Nou iemand wie se geloof dapper genoeg is om te begin, is nie noodwendig iemand wat vreesloos of sonder vrees deur die lewe gaan nie. Ons moet dit mooi verstaan. Maar is eerder iemand wat gekies het om te beweeg ten spyte daarvan. Dit is die tipiese persoon wat voor 'n onbekende pad sal staan met meer vrae as antwoorde, maar tog die eerste tree sal gee, omdat hy of sy weet wie God is en op wie hy kan vertrou, ongeag hulle omstandighede. Dis 'n geloof wat nie wag vir die perfekte omstandighede nie. Dit kyk nie eers na wat alles verkeerd kan gaan om my nie, maar eerder na wat moontlik is wanneer God in beheer is van elke situasie van my lewe. En nou moet jy ook onthou, God sal slegs beheer vat van my lewe as ek hom toelaat om dit te doen. Hierdie tipe geloof is stil, maar vasberade, nederig, maar kragtig. En dit sê vir ons, ek verstaan nie alles nie, maar ek is bereid om op God te vertrou in alle tye en sodoende ook gehoorsaam te wees aan sy woord. Dit is iemand wat bereid is om in hierdie dapper geloof uit die bekende uit te stap. Iemand wat hierdie gemak agterlaat, is iemand wat die roepstem in hulle hart sal volg, selfs wanneer dinge nie nou sin maak vir hulle nie. 'n baie goeie voorbeeld vir ons was ons geloofsheld Vader Abraham. Die Here het vir hom gesê, God het vir hom gesê, vat jou familie en trek uit en gaan na daai land toe. Het Abraham geweet hoekom hy so toe gaan? Het Abraham geweet wat gaan hy daar maak? Nee. Hy het geweet op wie hy kan vertrou. Hy het geweet dat God weet wat hy doen. Dit is wat ek wil vanmôre hê ons moet verstaan. As God vir jou sê, trek uit hierdie stad uit,
en trek vir my op na 'n ander plek toe gaan. Moenie vra. Moenie wonder hoekom nie. Moenie sê, Here, maar ek weet nie hoekom nie. Vertel eers vir my hoekom. Nee. Geloof is nie gebou op sekerheid nie, maar op vertroue. Met ander woorde, hulle geloof is nie gebou in wat hulle sien nie. En dis ons probleem. Maar 'n geloof is gebou op wat hulle glo. So iemand begin daar klein, maar met 'n groot oorgawe. Want hulle weet, elke groot getuienis het begin met een eenvoudige dapper ja. Elke getuienis het begin met daardie oomblik toe ek my volle vertroue in God begin plaas. En ek wil graag vir julle 'n paar Bybelverse gee om vir julle te wys vanmôre hoe belangrik dit is om met 'n dapper geloof te begin. Al weet jy nie alles nie, of al verstaan jy nie alles nie, al lyk dit vir jou of jy vanmôre op 'n doodloopstraat staan of gekom het. Wil ek vir u sê, kerk van die Here, as jy jou volle vertroue en jou geloof in God plaas en hom in beheers het van jou lewe, doen jy die regte ding. Nou kom ons kyk na Hebreërs 11 vers 8 en 9. Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as 'n erfenis sou ontvang. En hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Deur die geloof het hy as vreemdeling gaan woon in die land van belofte, soos in 'n vreemde land en in tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte. En dan 2 Korintiërs 5 vers 6 tot 8 sê vir ons, daarom het ons altyd goeie moed en weet dat as ons in die liggaam inwoon, ons van die Here uitwoon. Want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie, maar ons het goeie moed en verkies om liewer uit die liggaam uit te woon en by die Here in te woon. Joshua 1 vers 9. Het ek jou nie beveel nie. Wees sterk en volmoed. Wees nie bevrees of verskrik, want die Here jou God is met jou oral waar jy gaan. Matteus 14, 28 en 29. Hier kan ons duidelik sien hoe Petrus die een was wat dapper genoeg was om in sy geloof te begin. Petrus antwoord hom en sê, Here, as dit U is, beveel my om op die water na U te kom. En hy sê, kom. Wat doen Petrus? Klim uit van die skei af en loop op die water om na Jesus te gaan. Spreuke 3 vers 5 en 6 sê, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Kan ons dit glo vanmôre, kerk? Kan ons vanmôre dapperheid in ons geloof hê en te begin en soos Petrus te kan weet dat wanneer ek my voet uit hierdie skei uit gaan neersit, want die Here het vir my gesê, kom, sal ek nie sink nie. Ken hom in elkeen van jou weë, sê die woord. Dan sal hy jou paaie gelyk maak. Maar wat doen ons as mens? Doen ons dit werklik? Ken ons God werklik in al ons weë? Ek twyfel. Ek glo nie ons doen dit. Ons is impulsief, ons is mens, ons hardloop net en ons doen dit sonder om God te ken. En hier sê die Here vir ons baie duidelik, as jy my ken in al jou weë, sal ek jou paaie vir jou gelyk maak. Daarom kerk, as ons gehoor gee aan God en gehoorsaam is aan die Here, dan kan ons nie 'n fout maak. God will never bring you to it if you cannot live through it. Kom ons gee die Here lof. Jakobus 2 vers 17 tot 20 sê, net so is ook die geloof, as dit geen werk het nie, in sigself dood. Maar niemand sal sê,
Jy het die geloof en ek die werke. Iemand sal sê, ekskuus. Toon my jou geloof uit jou werke, en ek sal jou uit my werke my geloof toon. Jy glo, luister mooi hier wat sê die woord, jy glo dat God een is. Jy doen goed. Die duiwels glo dit ook. En hulle sit daar. Maar wil jy weet, nietige mens, dat die geloof sonder werke dood is. Saam wys hierdie teksverse vir ons vanmôre dat dapper geloof gaan nie daaroor om alles uit te werk voordat jy begin nie, maar eerder daaroor om God genoeg te kan vertrou om die eerste tree te kan gee. Kom ons dink 'n bietjie aan Petrus, wat vir ons so 'n mooi voorbeeld is. Petrus het nie eers daar gestaan en uitgewerk wanneer hy sy voet aan die water moet staan. Moet hy wag vir hierdie golf of hierdie brander om te breek of wat? Wanneer moet hy uitstap? Nee. Hy het gehoor gegee aan Christus. Hy het geglo dat wanneer hy doen wat Jesus vir hom sê, sal hy ook op die water loop. Sonder om enigiets uit te werk of te bedink, het hy dapper genoeg begin sy geloof vrystel in Christus Jesus. Die skei uitgeklim en bo op die water gestaan. Petrus het op water geloop, kerk, wat bo natuurlik is. Dis iets wat nie kan gebeur as jy nie goed genoeg glo nie. Nommer 2, is jou geloof sterk genoeg om te kan bly staan? Iemand wie se geloof sterk genoeg is om te bly staan, is soos 'n boom wat diep wortels geskiet het. Dis iemand wat onbeweeglik staan, waai die wind, hoe sterk, en al woed die storm, hoeveel. Hierdie boom bly staan. Dis iemand wat onbeweeglik is. Dis nie iemand wat nooit twyfel en pyn ervaar nie. Nee. Maar is iemand wat steeds vas staan in sy geloof. Maak nie saak wat om jou gebeur. Is iemand wat te midde van alles kies om eerder vas te hou aan God se waarheid. Iemand wat na God roep en vra, Here, kom my ongeloof te hulp. Of Here, neem hierdie twyfel uit my hart uit weg vandag. Want ek weet dat U is die anker van my lewe en die rots waarop ek staan en niks kan my beweeg as ek net hier bly staan. Hierdie tipe persoon staan nie net omdat die omstandighede maklik is nie, maar omdat hulle fundament vas is in die Here en gebou word op die rots die Jesus Christus is. Wanneer ander dalk moed verloor, bly hulle staan. Nie uit eie krag nie, want hierdie kan ons nie doen in ons eie krag nie, kerk, maar omdat hulle weet wie die een is wat hulle dra. Hulle geloof is getoets, gesuiwer en versterk deur uitdagings van die lewe. En juist daarom wankel hulle geloof nie maklik nie. Ek wil vir u sê vanmôre, om op die rots ingeplant te wees, beteken nie jy gaan nie uitdagings ervaar in die lewe nie. Dis juist dan wanneer die vyand gaan probeer om jou te ontwortel. Ek kan getuig van my eie lewe vanmôre, en die tye wat ek die naaste aan God was die moeilikste tye van my lewe. Dis in daai tye wat ek gewonder het, hoekom ek deur hierdie storms moet gaan, hoekom ek deur hierdie dinge gaan waardeur ek gaan. Maar as ons vanmôre kan kyk daarna en kan weet vanmôre kerk, dat as hierdie 'n toets is, Here, help my dat ek hierdie toets kan deurstaan. Help my dat my geloof sal vas staan in die Here, maak nie saak wat gebeur. Ek wil vir julle sê, kerk, moenie mense die anker van jou lewe maak. Dis die grootste fout wat jy in jou lewe seker kan maak, is om iemand die anker van jou lewe te kan maak. Ons behoort vanmôre te kan sê, al verloor ek die een wat ek die naaste aan my is, vir wie ek die liefste is,
weet ek vanmôre, glo ek vanmôre, staan ek vas vanmôre in God, dat die Here my sal deurbraak. Maak nie saak hoe moeilik dit gaan nie. En dan sê ek vir u vanmôre, daar staan nêrens geskryf dat dit gaan net om die glorie gaan. Dit gaan net maklik gaan. Nee. Gewoonlik tref hierdie goed jou op die onverwagste tye. Net wanneer jy dink, hier is ek nou bo, dan val jy in die gatte, kop onder water. Dan moet jy eerder vra, Here, wat wil U my leer? En as hierdie 'n toets is, Here, help my dat ek kan vas staan in my geloof. Help my dat ek kan deurkom deur hierdie storm en weet vanmôre dat U een is. U se teenwoordigheid en alle tye by my sal wees. Te bly staan beteken om getrou te bly, selfs wanneer my gebede nog nie beantwoord is nie. Dit is iets waarmee ons sukkel. Want ons wil bid en ons wil ontvang. Ons wil bid en ons wil ontvang. Maar as die Here nie dadelik deurkom vir my nie, dan begin die twyfel in my hart opkom. Maar hoor die Here ooit my gebed? En ja, gehoor, mense sê vir jou, ek bid, en dan voel dit of ek bid teen die ceiling vas. Jy bid nie teen die ceiling vas nie, kerk. Ek wil vir jy sê vanmôre, God hoor elke gebed. Elke gebed wat ons opstuur, hoor God. Amen. Maar ek wil ook vir jy sê vanmôre, God is niemand se pion. En as God jou wil toets om te kyk of jou geloof gaan vasstaan, los hom wat jy doen. Want die oomblik wat jy begin twyfel, beteken daai geloof absoluut niks. Kerk, ek sê baie, moenie bid en twyfel. Doen een van die twee. Ons kan nie bid en twyfel. Jy kan op God vertrou. Ek is 'n lewende getuie vir u vanmôre. Ek het al baie in my lewe dapper in my geloof uitgestap en iets begin doen met die wete dat God sal deurkom. En ja, die Here kom nie altyd op my tyd deur nie. Ek het miskien verwag dat God op maandeinde gaan deurkom. Dan wys hy vir my nee. Ek kom 'n week later deur. Of 2 weke later. Steeds moet jy vashou aan die Here en bly glo dat God wel vir jou 'n deurbraak sal gee. Op sy manier. Ons het so bitter baie om te leer van die Here. Ons moet net gehoorsaam wees aan God se woord. So ons moet bly staan. En dit beteken om getrou te bly, selfs as God nie nou jou gebede beantwoord nie. Met ander woorde, ek maak staat op God vir 'n deurbraak, maar ons moet onthou dat ek nie die een is wat die datum en die tyd vasstel nie. Nee. Kerk, jy is nie die een wat die datum en die tyd vasstel nie. God is die een wat die tyd en die datum vasstel, vir wanneer hy jou gaan help. Amen. Dit beteken om te hoop en jou hoop te hou wanneer dinge nie sin maak nie. Beteken om steeds te bly glo, selfs wanneer jou emosies vir jou iets anders begin sê. Dis 'n stille, standvastige oorgawe wat sê, al verander alles om my, bly God dieselfde, en daarom sal ek nie hoop verloor in Christus Jesus. So iemand se lewe getuig nie net van 'n begin nie, maar van volharding. Hulle wys dat ware geloof nie net begin met 'n dapper stap nie, maar bly staan met 'n onwrikbare vertroue. Want hulle weet, die een wat hulle vashou, sal hulle nooit laat val. Dis iemand wat glo in God se woord, en sy woord sê vir ons, dat hy jou nooit sal begewe of ooit sal verlaat nie. Hoe is dit dan dat
u vir my kan sê, ek glo, of ek staan onwrikbaar vas in God se woord, dat Jesus die Seun van God is, dat hy die prys betaal het vir elkeen van ons, dat hy die dood oorwin het, maar ek glo nie in die beloftes wat God vir my hier opgeskryf het. Ek glo nie vanmôre dat God vir my sê, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig. Ek glo nie dat God sal voorsien in my behoeftes nie. Nou kom ons kyk bietjie na 'n paar teksverse wat hierdie standvastige geloof vir ons kan wys vanmôre. 1 Korintiërs 16 vers 13 sê, waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk. Kerk, hierdie is 'n direkte oproep om nie af te wyk van jou geloof, maar vas te staan in jou geloof. Efesiërs 6 vers 13 sê, daarom neem die volle wapenuitrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, nadat julle alles volbring het. Staan kan bly. Geloof wat bly staan, kom wanneer jy toegerus word deur God. En hier gee God vir ons die opsie om die volle wapenuitrusting op te neem, sodat ons kan weerstaan en kan staande bly. Maar doen ons dit? As ek vanmôre vir u moet vra, wanneer laas het u uself toegerus met hierdie goddelike wapenuitrusting? Wat gaan u vir my sê? Wie van ons doen dit? Hierdie is 'n kragtige wapen wat God vir ons gee, waarmee jy jouself moet aantrek, jouself moet bekleed. Want ons moet onthou vanmôre dat ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Doen ons dit? Dit is daar. Doen ons dit? Alles, elke belofte in God se woord is daar. Vat ek dit? Doen ek dit? En as ek dit nie doen nie, hoe kan ek verwag dat ek kan staan en bly in geloof? Neem ons hierdie volle wapenuitrusting op om hierdie weerstand te kan bied? Of probeer ons dit maar in onsself doen? Wanneer ons val, dan blameer ons vir God af. Jakobus 1 vers 12 sê, salig is die man wat versoeking dra. Kom ons stop net 'n bietjie daar. Salig is die man wat versoeking dra. Hier sê die woord van God vir ons, dat jy sal versoeking dra. Want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Kerk, daar is 'n seën vir die wat uithou en die tou opneem. Vir die wat vas staan in geloof, maak nie saak hoe die wind waai of hoe erg die storm woed nie. God se seën sal oor jou kom. Galasiërs 6 vers 9 sê, en laat ons nie moeg word om goed te doen, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslaan. En baie keer dan verslap ons, omdat ons begin twyfel. Maar ek wil vir u sê vanmôre, jy moet ook iets doen. Daarom sê die woord vir ons, laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap. Bly staan in jou geloof, al voel jy moeg. Ek wil vir u sê, die vrug van jou saad, wat jy geplant het, sal opkom. Die oes van jou standvastige geloof sal inkom, en jy sal jou deurbraak van God ontvang. Let wel, as jy vas staan in jou geloof.
Psalm 16 vers 8. Ek stel die Here altyd deur voor my, omdat hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie. Met ander woorde, wanneer jy jou fokus op God plaas, bly jy onwrikbaar en staan vastig in jou geloof. 2 Tessalonisense 2 vers 15. Sodat broeders, staan vas en hou julle aan die voorskrifte wat julle geleer is, of deur 'n woord of deur 'n brief van ons. Hou dan vas aan die waarheid wat God se woord is, want dit is wat ons as gelowiges die stabiliteit in die lewe gee. Kerk, kom ons wees eerlik vanmôre. Daar is niemand anders as God waarin jy jou anker kan sien. As God die anker is van jou lewe. En ek sê weer vir die kerk, ons is nie een gevrywaar van storms in die lewe. Ons is nie een gevrywaar van moeilike omstandighede. Ons gaan deur moeilike omstandighede gaan. Party van ons langer as ander, party meer as ander. Maar ek wil vir jy sê vanmôre, God sal jou nooit beproef bo dit wat jy kan hanteer. Amen. Amen. God sal jou nooit beproef bo dit wat jy kan hanteer. Want hy ken jou. Wys jy net hoe wonderlike, lovable God ons aanbid, dat hy selfs dit doen. Elke een van ons is anders. Party van ons sukkel meer met sekere dinge as ander. Maar hierdie standvastigheid in jou geloof gee vir jou hierdie stabiliteit. Hierdie krag om vas te kan staan waar jy staan. Jesaja 40 vers 31 sê, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Vaar op met vleuels, soos die arende. En hardloop en word nie moeg nie. En wandel en word nie mat nie. Begin jy te sê, maar die wat op die Here wag. Wie van ons wag regtig op die Here? Wie van ons bid en ons vra vir God vir iets en dan wag ons op die Here? Om te wag op die Here beteken ek glo dat God vir my 'n deurbraak gaan maak. Amen. En as ek nie glo nie en ek begin twyfel in God, dit is dan wanneer ek nie wag op die Here nie. Dis dan wanneer ek uitspring en sê, nou vat ek die wiel. Here, want U werk te stadig volgens my wil. Maar die wat op die Here wag, sê God gee ons die krag om aan te staan, om vas te kan staan, selfs wanneer jy moeg of uitgeput voel. Kyk bietjie terug na jou lewe. Partymaal, as jy so terugkyk en terugdink aan jou lewe, kan jy vanmôre sê dat ek weet nie hoe het ek deur hierdie gekom. Jy het nie. God het jou deur dit gedoen. Want in jou eie krag sou jy dit nie gemaak het. Baie van ons het al lelike grondpad geloop. Baie van ons het moeilike tye gehad. As ons terugdink aan ons dae waar ons as kinders opgegroei is, waar ons begin werk het. Ek kan onthou, ek het op 'n stadium onder in die myn 3 skofte agter mekaar gewerk. Ek weet nie hoe ek dit gedoen nie. Ek kom uit die myn uit, dan word daar vir my gesê, hierdie ou het nie opgedaag nie, sal jy die skof vat. Dan klim ek deur die shower en ek trek aan en ek gaan weer ondergrond. Vir daai nagskof, daai volgende oggend as ek uitkom, man, ek is so opgewonde en ek is so moeg, ek sê, nou gaan ek bietjie slaap. As ek daar kom en sê, nee, die skof het nie opgedaag nie. Vat vir my die skof en gaan ek weer ondergaan. Jy loop naderhand soos 'n zombie. Ek kan onthou, ek het geloop en huil voor die Here. Ek sê, Here, ek kan nie meer. Maar ek het dit gedoen. Want God het my daardeur gedra. Om vas te staan in jou geloof, beteken nie, as die storm kom, of as die moeilike dae kom,
Nou moet ek vra, maar Here, hoekom ek nie? Nee. Hierdie teksverse wys vir ons vanmôre om te bly staan in geloof is nie passief nie, maar is 'n daaglikse keuse wat u en ek het om vas te hou aan God. Om nie af te wyk onder druk nie, en om te vertrou dat hy jou sal versterk. Om deur te druk en vas te kan staan elke dag. En nommer 3, is jy getrou genoeg om te kan aanhou glo? En vanmôre te kan sê, ek bly getrou in my geloof. En God beteken, ek is iemand wat getrou genoeg bly in die geloof om te kan aanhou. Maak nie saak wat gebeur in die lewe. So 'n tipe persoon is soos 'n lig wat nie sal doodgaan wanneer die nag begin skyn. Wanneer die nag begin donker word, sal hierdie lig bly brand. So 'n tipe persoon se geloof is nie afhanklik van hoe dinge lyk of hoe dinge voel nie. Maar sy geloof is afhanklik van wie God is. Onveranderlik, getrou en naby. Hierdie tipe persoon hou aan bid al voel dit of God my nie hoor. Of al voel dit of God stil geraak het. Hou aan glo, al lyk dit of niks verander. Hou aan stap, selfs wanneer elke tree al swaarder en swaarder raak. Nie omdat hulle nie moeg word nie, maar omdat hulle oortuig is dat God werk, selfs wanneer hulle dit nie kan sien. Kerk van die Here, ek wil u bemoedig vanmôre om getrou te bly teenoor God. Maak nie saak hoe stil dit raak. Maak nie saak of alles waaroor jy bid onveranderd bly in jou lewe. Bly jy net getrou teenoor God, want God is getrou en hy sal vir jou deurkom op sy tyd. Dis iemand wie se getrouheid nie lê in groot dramatiese oomblikke nie, maar in 'n daaglikse ja sê vir God. In die klein gehoorsaamhede, in die besluit om nie op te gee nie, in die stille vasbyt wanneer niemand kyk nie. Dit is 'n geloof wat sê, ek verstaan nie altyd alles nie, maar ek vertrou u steeds met alles in my. Om aan te hou beteken nie dat jy nooit sal struikel nie. Maar dit beteken dat wanneer ek struikel en wanneer ek val, sal ek weer opstaan. Ek sal vashou, al kom die teleurstelling en dan my deur kom klop. Dit beteken jy kies weer en weer om God eerste te stel, selfs wanneer dit 'n prys kos. So iemand se lewe word 'n getuienis van volharding. Nie perfeksie nie, maar getrouheid aan God. Nie sonder 'n stryd nie, maar vol oorgawe, want hulle weet, die pad mag dalk lank wees. Maar God is altyd getrou om my deur te dra. Nie net vandag nie, maar tot aan die volëinding, tot op die dag dat Christus Jesus terugkom. En hierdie laaste aspek is iets waarmee ons as mens vreeslik sukkel. Dis om getrou te kan bly in God, wanneer dit lyk of my gebede nie verhoor word. Dis gewoonlik hier wanneer ek begin twyfel. Dis gewoonlik hier wanneer die vyand begin twyfel saai in ons harte en in ons gedagtes. En ek wil vir u sê, kerk, ons moet verstaan. Geloof is 'n kragtige ding wat God vir ons gegee het. Wanneer jy kan glo, werklik waar kan glo in God, is daar absoluut niks onmoontlik. Amen. Ek gee nie om vanmôre wat jou situasie is, waar jou omstandighede staan. Ek gee nie om wat se siekte jy mee gediagnoseer is. As jy vanmôre kan glo
as u vanmôre hier kan opstaan en na my toe stap en sê, bid vir my, want ek het hierdie of hierdie probleem. En jy kan glo saam met my en ons kan ons geloof in God plaas, sal jy nie hier uitstap en God het dit nie vir jou gedoen nie. Amen. Maar ons geloof is die probleem. Ons bid, maar eintlik glo ons nie. Of ons sê vir onsself, ons glo, ons wonder daaroor. Môreoggend as ek opstaan, dan begin ek weer te wonder, wat gaan ek doen as die Here nie vir my deurkom? Dis waar ons probleem lê. Dis waarmee ons sukkel, want ons bid elke dag, Here, maar dit lyk nie of die Here vir my deurkom nie. Ek bid en ek bid al vir so lank. Die Here kom nie vir my deur. Ek wil vir u sê, kerk, die fout lê nie by God. Die fout lê by my en Here. Amen. Wanneer ons kan glo en ons kan vashou in God en weet dat God 'n getroue God is en dat die Here vir jou sal deurkom, sal hy vir jou deurkom. Geloof is môre se musiek wat ek vandag reeds hoor. Amen. Dit is wat ons vir onsself moet uitmaak. Ek kan vanmôre getuig oor God se getrouheid. Ek kan vanmôre vir u getuienis bring tot jy moeg word daarvan, oor hoe God getrou is. En ek sê weer vir u, nie altyd op my tyd nie, maar op sy tyd. En ons kan almal getuig vanmôre. Elkeen van ons behoort 'n getuie te kan hê in God se getrouheid. Nou kom ons kyk 'n bietjie na die verskil tussen hierdie twee, geloof en twyfel. Om te glo en om te twyfel is albei deel van die menslike hart se reis. Daar's nie een van ons wat hier is vanmôre wat vir my sal kan sê ek het nog nooit getwyfel. Ons is mens. Die heel eerste mens het getwyfel in God se woord. Daarom sal u en ek ook sukkel partymal om te glo. Om te glo is om jou vertroue te anker, selfs wanneer jy nie alles sien of kan verstaan. Jy moet onthou, geloof is nie iets wat jy hier kan sien voor jou. En dit is hoekom ons as mens so sukkel, want ons hou daarvan om onsself beter te laat voel of sterker te laat voel in dit wat ons sien. Selfs wanneer jy nie alles kan sien of verstaan nie, moet ons glo. Dit is om te sê, ek weet nie hoe nie, maar ek weet wie. Ek weet nie hoe nie, maar ek weet wie. Geloof kyk verby die storm en kies om God se karakter groter te ag as die onsekerheid van hierdie oomblik. Dis nie altyd raserig en vol sekerheid nie. En dit is dikwels stil, maar is vas en onwrikbaar. Geloof hou vas wanneer gevoelens begin wankel. En dit bly staan wanneer die pad onduidelik is. Wat ons wel moet onthou, is ons kan nie glo, maar tog twyfel. Die oomblik as ek begin twyfel, beteken dit, ek glo nie regtig aan God se getrouheid nie. Ek glo nie werklik aan dit wat sy woord vir my sê. Nou wil ek graag vir u sê, dis wat baie van ons verkeerd doen. Ek sê ek glo in God, dat God vir my gaan deurkom. Maar ek kan nie 'n tiende van my inkomste teruggee aan God se werk. Want as ek hierdie tiende nou moet uitgee, gaan ek dalk nie deur die res van die maand kom. Wat sê jy vir my vanmôre? Jy sê vir my, jy glo nie dat God sal voorsien. Amen. Hoeveel van ons kan vanmôre sê met 'n gelowige hart dat ek gee nie om wat gebeur nie. Dit is wat ek sal doen, wat ek weet God sal vir my deurkom. En dan moet ek breinbrood eet vir die res van die maand. Maak nie saak nie.
Ek glo dat God vir my sal deel. Ons is op hierdie punt waar ons hoor wat God se woord vir ons sê, terwyl die woord van God vir ons sê, toets my, sê die Here, en ek sal die sluise van die hemel vir jou oopmaak. Maar ons is nie bereid om te toets nie, want ons glo nie dat hy wel die sluise van die hemel vir ons gaan oopmaak. Om te twyfel is wanneer die hart begin vra. Wanneer jou hart vir jou vra, is dit regtig so? Of sal dit regtig werk? Kan ek dit werklik vertrou? En twyfel kom dikwels wanneer ons oë meer gefokus is op ons omstandighede as die belofte van God se woord. Ek kyk vas in dit wat ek nou nodig het. My fokus is nie op God nie. My geloof word nie vrygestel in die Here nie, want ek kyk so vas in my omstandighede. Ek dink nie eens aan die belofte wat God in sy woord vir my gegee het. Dit bring 'n mens totaal en al tot stilstand, kerk. Dit laat jou terugtrek, want jy is onseker. Tog is twyfel nie altyd die einde nie. Dit is soms 'n plek waar ons geloof getoets en verdiep word. Kom ons wees eerlik vanmôre. As jy vanmôre vir die Here iets vra en hy gee, en jy vra en hy gee, en jy vra en hy gee, gaan jy enigstens nodig hê om te glo? Nee. Ons geloof word getoets deur die Here. En as die Here besluit om jou te toets vir 'n week lank, ons weet vanmôre dat God ken elkeen van ons, elke woord voordat hy nog uit jou mond uitkom. Elke gedagte nog voordat hy in jou kop opkom. So ek wil vir julle sê vanmôre, ons dien nie 'n mens, ons dien 'n God. En die Here weet of ek gaan twyfel as hy my 2 weke gaan toets. Hy weet. Daarom sal jy getoets word. Daarom is dit belangrik, kerk, dat wanneer jy voel, jy fyl in jou geloof, gaan op jou knie om Hemelsnaam en sê, Here, help my om my geloof te versterk, want ek sukkel. Die Here weet jy sukkel. Die Here weet jy sal struikel. Die Here weet, partymal is jou omstandighede so groot, dat jy sê, ek weet nie wat om te doen nie. Maar kyk vanmôre na God. En plaas vanmôre jou vertroue in die Here. As jy kan begin stap in geloof, wil ek vir jy sê vanmôre, hierdie kerk wat ons besig is om te bou hier agter, ek het geen finansiële voorsiening daarvoor gemaak. Geen. Ek het begin in geloof. Ek het begin stap in geloof. En toe ek hierdie klomp stene hier aankoop, dit was 'n aardige bedrag gewees. Maar ek het vir my partner gesê, ek gaan dit doen, want ek vertrou op die Here. Die Here sal voorsien. En ek wil vir sê, die Here sal voorsien. As jy mooi kan onthou, so 'n paar maande terug, het ek vir julle in 'n diens gesê, dat ek het 'n site visit gedoen, op een van die myne, en ek het vir julle gesê, toe ek daar uitstap, toe weet ek, dat hierdie is myne, ek het het nou nog nie gekry nie, maar ek weet ek gaan het kry. Amen, ek glo, nou, ek gaan het kry, want niemand anders het het nog gekry nie, want het wacht vir my. En as die Here my toets, God ken my hart, en ek weet vanmôre, die Here weet, as ek sê vanmôre vir u, ek glo, ek gaan het kry, dan weet ek gaan kry, God weet, ek glo dit, en hy gaan het voorsien, want ek glo, ek staan vast in my geloof, want ek weet, wie is God. Die groot verskil lê
Nie daarin dat die een mens vra het en die ander een het nie, maar waarop hulle uiteindelik steun. Geloof kies om op God te steun, selfs met elke vraag in jou hart. Waar twyfel bly vassteek by wat gesien kan word en verloor soms die anker en die vertroue. Ware geloof is nie die afwesigheid van twyfel, maar die besluit om nie daar te bly voor. Dit is om jou twyfel in God se hande te plaas en te sê, Here, ek glo in U met my hele wese. Help my asseblief wanneer ek begin kleingelowig of ongelowig raak. Kom ons kyk bietjie na 'n paar teksverse wat hierdie getrouheid in ons geloof vanmôre kan bevestig. Hebreërs 10, 22 en 23. Laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekering. Wat is geloofsversekering? Ek is seker dat God vir my sal help. My geloof is verseker. Die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete, die liggaam gewas met rein water. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het, is getrou. Wie sê die woord dit vir ons? Kerk, met ander woorde, jy kan aanhou omdat God die een is wat getrou is. Hebreërs 12 vers 1 en 2 sê, daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdraai, die skande verag het, en aan die regterkant van die troon van God gaan sit. Om aan te hou beteken om jou fokus op Jesus Christus te hou, en nie jou omstandighede. 2 Timoteus 4 vers 7 sê, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Dis die heel belangrikste. Met ander woorde, 'n lewe van geloof is 'n pad van getroue volharding, 'n pad sonder twyfel en 'n pad van getrouheid en onwrikbare standvastigheid in my geloof, met die wete dat God se woord ja en amen is. Romeine 8, 38 en 39. Want ek is verseker dat geen dood of lewe, of engele of owerhede, of magte of teenwoordige of toekomende dinge, of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is. Kerk, verstaan ons wat hierdie teksvers, daar is absoluut niks in die lewe wat jou kan skei van die liefde wat God vir jou het. En as jy lief is vir iemand, as jy werklik lief is vir iemand, hoe hanteer jy daai persoon? Wil jy nie alles vir daai persoon doen, alles vir daai persoon gee wat moontlik vir hom of vir haar gegee kan word? Dis presies hoe God oor ons voel. Dis presies wat die Here vir jou wil doen. Ons kan vertrou in mekaar plaas, maar vertrou op die Here. Want daar is absoluut geen liefde groter as God se. Daarom sal hy jou nie teleurstel. God kan nie teleurstel. Glo dit vanmôre. Hier sê Paulus vir ons, dat selfs in die moeilikste tye van my lewe, bly God dieselfde. Sy goedheid en sy getrouheid is konstant, dit verander nie. Dan hierdie pragtige vers, Psalm 23, vers 4 tot 6. Al gaan ek ook in die dal van doodskade,
ek sal geen onheil vrees, want U is met my. U stok en U staf vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Kerk, as ons net hier kan stop vanmôre, as U dit kan glo vanmôre, sal dit so wees. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. En ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Met ander woorde, ek kan aanhou omdat God saam met my deur elke donker situasie sal stap, met die wete dat ek nooit alleen sal stap. Dan Filippense 4 vers 13. Ek is tot alles in staat deur Christus vir my krag. Volharding kom uit Christus se krag, nie jou eie krag. Die oomblik wat jy begin in jou eie krag dinge probeer doen, kan jy nie terugkom na hierdie vers en sê, Here, maar U dan gesê ek is tot alles in staat. Nee, ek gebruik die krag wat ek glo vanmôre dat hierdie woord ja en amen is. En ek glo vanmôre dat ek tot alles in staat is deur Christus wat my die krag gee. Die Bybel leer ons hier dat om aan te hou in geloof beteken nie jy voel altyd sterk nie, of jy is altyd sterk nie, of jy is altyd on top of the game nie. Nee, dat jy altyd vashou aan 'n God wat nooit sal val. Met ander woorde, om te volhard in jou geloof en getrouheid is nie selfkrag nie. Dis nie eie krag nie. Dis 'n vertroue in God se getrouheid deur alles heen. Dan vra ek my dikwels, hoekom een mens 'n ander kan vertrou? Maar as dit by God kom, dan sukkel ons om God te vertrou. Mens vind dit dikwels makliker om ander mense te vertrou. Hoekom? Omdat jy daai persoon kan sien. Omdat dit sigbaar is vir jou. Omdat dit tasbaar is en omdat dit onmiddellik en voelbaar is. Met ander woorde, dinge wat ek kan sien, vertrou ek makliker. Jy kan iemand se stem hoor, hulle gesig sien, hulle reaksies lees. Vertroue word gebou op ervaring. Ek het hom al gesien doen wat hy gesê het hy doen. Of sy het my nog nooit teleurgestel nie, daarom kan ek haar vertrou. Dit voel konkreet en naby, dis hier voor jou, dis by jou. Met God is dit anders. God is nie beperk tot wat ons kan sien of weet. Sy tydlyn is groter as ons oomblik. En sy weë is dikwels anders as ons verwagting. Daarom voel vertroue in God soms abstrakt, veral wanneer antwoorde nie vinnig genoeg kom na my sin nie, of wanneer omstandighede moeilik of onduidelik staan voor my. Dan begin mense eerder fokus op wat hulle kan sien, as op wat hulle kan glo. Nog 'n rede is dat menslike vertroue gebou word op beheer en voorspelbaarheid. Met ander woorde, ek is in beheer van hierdie vertroue van my tot hierdie mens, want ek kan hierdie persoon voorspel. As ek 'n voorbeeld kan gebruik, jy vertrou elke maand dat die maatskappy vir wie jy werk jou salaris sal betaal. Kom maar, wie van ons is bekommerd oor ons salaris gaan inbetaal word per maand? Behalwe as jy nou vir 'n maatskappy werk wat jy net dan en dan betaal. Wie van ons dink daaraan? Wie van ons wonder of gaan ek my salaris teen maand ontvang? Niemand. Ek weet ek gaan my salaris ontvang. Hoekom? Want ek plaas my volle vertroue sonder enige nadenke of gedagtes in die maatskappy vir wie ek werk.
Hoekom kan ons dit so maklik doen, maar nie in God? As ek my vertroue so, net so, soos wat ek glo, hierdie maatskappy het nog vir die laaste 10 jaar elke maand my salaris op tyd betaal. Hoekom kan ek so glo in 'n maatskappy wat deur mens gemaak is, maar ek kan nie so glo by God nie? As dit by God kom, dan twyfel ek. Nou wil ek vir u vra, hoe weet jy dat jy die einde van hierdie maand jou salaris gaan ontvang? Hoe kan jy so vas glo aan hierdie maatskappy, dat jy die einde van hierdie maand weer jou salaris gaan ontvang? Maar as dit by God kom, oor hoe ek hierdie finansies moet gebruik, dan kan ek nie vertrou nie. Ek kan nie glo wat God sê in sy woord. Ons voel so gemaklik wanneer ons kan verstaan hoe dinge werk. Want ek weet mos, ek het my tydstaat ingedien. So ek weet hoe dit werk, wanneer ek my tydstaat ingedien het, sal die maatskappy my ure uitbetaal per maand. Maar geloof in God vra iets anders. Om te vertrou selfs wanneer ek nie beheer het, en selfs wanneer ek nie alles verstaan. Dit bots met ons natuurlike behoeftes om alles te kan of wil verklaar. Maar tog is daar 'n belangrike verskil. Mense is beperk en veranderlik, maar God is konstant en volmaak getrou. Die woord is baie duidelik as dit kom by hierdie dinge. En sê dit ook vir ons in die boek van Numeri 23. Numeri 23 vers 19. God is geen man dat hy sou lieg nie. Daarom alles wat in die woord opgeskryf staan is ja en amen. As God vir jou sê, jy is tot alles in staat deur Christus wat jou die krag gee, dan is jy tot alles in staat deur Christus wat jou die krag gee. Of 'n mens se kind dat dit hom sou berou, sou hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie. En ook in die boek van Hebreërs 13, vers 8, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Die ironie is dat God verseker meer betroubaar is as mens. Maar het vertroue in hom moeiliker voel, omdat dit nie altyd op 'n sigbare bewyse rus, maar dit rus op karakter. Uiteindelik is dit nie dat God onbetroubaar is nie, maar het geloof ons uitnooi om verby wat ons kan sien, te kyk en te leer om op God te vertrou vir wie hy is, eerder as net wat ons tans ervaar. So wat ek vir u wil sê vanmôre, as jou deurbraak nog nie gekom het nie, kerk, lê die probleem nie by God nie. Die probleem lê by jou. Want jy kan mense vertrou, maar as dit by God kom, dan is jou geloof maar min of totaal en al dood. Die God wat nie kan lieg nie, omdat hy nie 'n mens is nie. Die een wat gister en vandag dieselfde God is, tot in ewigheid, is die een in wie ek nie my volle vertroue wil plaas. Ek wil vir julle sê, hierdie salaris wat jy so gemaklik verwag, met soveel vertroue in die maatskappy waarvoor jy werk, kan ook wegval vir die van u wat te gemaklik daarin vertrou. Ek wil vir u sê, kerk, niks in hierdie lewe is permanent nie. Daarom moet jy eerder jou vertroue op God begin plaas, en nie in die dinge van hierdie wêreld. Stel jou 'n mens voor wat in twee wêrelde leef. 'n lewe van eie keuses en 'n lewe van gebed, wanneer dinge moeilik begin raak. Die daaglikse lewe maak hulle besluite sonder om regtig te vra wat God wil hê. Hulle volg wat maklik is, vinnig en gemaklik voel,
Wanneer eerlikheid moeilik is, kies ons die kort pad. Wanneer gehoorsaamheid 'n prys kos, stel hulle dit eerder uit. God se leiding word iets wat hulle onthou, maar nie noodwendig sal volg. Maar wanneer dinge begin skeefloop, met ander woorde, wanneer my finansies nie uitwerk of my geld begin skaars raak, wanneer my verhouding of my huwelik op die rotse is, wanneer vrees begin intree, dan skielik verander die patroon. Dan word gebed ewe skielik dringend en noodsaaklik. Dan is daar trane, pleitooie en 'n verwagting. Eers dan kan ek roep, Here, help my nou dadelik asseblief. Met daardie oomblik is die hoop dat God vinnig moet ingryp. Hierdie situasie op slag moet omdraai. En die pyn wat ek ervaar moet wegneem, soos wat ek bid. Die spanning lê daarin dat daar 'n verwagting is dat God onmiddellik moet reageer. Terwyl daar min verhouding of vertroue was in hom, voordat jy in hierdie situasie beland het. Dit word 'n tipe van 'n noodverbintenis wat ek met God het. Dit word 'n tipe van 'n spaarwiel. Ek gebruik hom net wanneer ek hom nodig het. Maar ek steeds verwag ek met God inspring. Die oomblik as ek sê, Here, Here, dan moet hy sê, hier is ek. Maar wanneer dit goed gaan met my, wanneer ek regtig niks nodig het, dan dink ek nie eens aan God, dan praat ek nie eens oor God. Wanneer laas het u gekyk of die spaarwiel nog vol wind is? Pas op vir die dag wat jy hom nodig het en hy nie kan gebruik nie. Pas op vir die dag wanneer jy God nodig het en hy nie daar gaan wees vir jou. Omdat jy hom net ken wanneer jy in nood is. Dit word 'n noodverbintenis. God word nader geroep in elke krisis, maar nie noodwendig gevolg en gehoorsaam. Met ander woorde, God word slegs geken wanneer daar 'n krisis of 'n noodsituasie in jou lewe is. Dan wil ek of kan ek ewe skielik sê, ek vertrou op God vir my finansies. Ek vertrou op God vir my verhouding, my huwelik, my werk, my besigheid ensovoorts. Terwyl die Bybel ons waarsku teen hierdie tipe verhouding wat ons het teenoor God in die boek van Jesaja. Hy sê dit so mooi en duidelik vir ons. En nie as jy kan onthou het ons hierdie teks laasweek ook gehoor. Jesaja 29:13 en die Here het gesê, omdat hierdie volk nader kom met hulle mond en my eer met hulle lippe, terwyl hulle harte ver van my af is, sodat hulle vrees vir my aangeleerde mense geword is. En ook in die boek van Jakobus sê die Here dit vir ons, Jakobus 1:6, maar hy moet die geloof bid, sonder om te twyfel, want hy wat twyfel, is soos 'n golf van die see, wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Die punt is nie dat God nie jou gebede hoor in jou krisistye in die kerk. God hoor elke gebed. En ek dank die Here, hy is genadig en geduldig met ons. Maar geloof is nie bedoel om net 'n noodskakel te wees. Dis 'n verhouding wat in gehoorsaamheid gebou word. Dis nie net in versoeke nie. Jy kan nie 'n verhouding bou net in die nood met God. Hoe voel jy oor iemand wat jou net ken as hy of sy iets nodig het? Ken jy so iemand? Nou is dit maar stil vanmôre.
Dis daai ou wat as daai WhatsApp deurkom en jy sien sy naam op jou foon se skerm, dan weet jy, hier kom dit nou. Hierdie perd wil alweer iets hê. Want hulle sal jou nooit kontak en net vir jou vra, hoorie my broer, sê 'n bietjie vir my, hoe gaan dit met jou? Magtig, want ek het so lank lank van jou gehoor. Hy sal dit net gebruik as 'n intro. Hoor jy my maat, hoe gaan dit met jou? Jy is lank lank weer gehoor, het nie my 100 randjie daar nie. My kar se wielberings het gebreek en ek het nie geld om dit reg te maak, ek moet net hak tot die einde van die maand toe. Daai tipiese ou wat jou net ken wanneer hy jou nodig het. Verder is jou naam maar ver onder op die lys. Maar wanneer hy iets nodig het, dan weet hy na wie toe om te gaan en dis presies wat ons as mens met God doen. Sal jy nooit net kontak om te hoor hoe gaan dit met jou nie. Jy kom later op 'n punt wat jy nie eens meer die boodskap wil lees nie, jy delete hom nog voordat jy hom gelees het. Maar God mag dit nie doen. Hy moet getrou bly. Al gebruik ek hom net wanneer ek hom nodig het. Al ken ek God net wanneer dit noodsaaklik is. Wanneer ek in 'n krisis is, dan ken ek nie jou. Maar hy moet getrou bly. Hy moet maar net keer op keer luister en keer op keer gee wanneer ek vra. Terwyl jy hom net vertrou in nood. Want daar is niemand anders wat jy op hierdie stadium kan vertrou. Ek het nies vir die kerk, dis nie hoe dinge werk. He is the God of the good times and also the God of the bad times. Amen. Wat ek vir julle wil sê vanmôre is, ken God elke dag. En nou alles. Moenie van God die spaarwiel in jou lewe maak. Wat gaan ons doen as God ons gebede ook net begin delete sonder om dit te luister of te lees? Want hy die volste reg om te doen. Ware vertroue groei wanneer dieselfde God wat jy in gebed aanroep, ook die God is wat jy in jou alledaagse lewe as 'n keuse volg. Ware geloof is nie net woorde nie, dit word geleef. Die Bybel maak dit duidelik dat geloof nie net iets is wat jy sê wanneer jy bid nie, maar iets wat jou lewe vorm. Jakobus 1:22 tot 24 sê, en word daders van die woord, nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Want as iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien, want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Ware vertroue in God beteken wat jy glo in gebed word sigbaar in jou keuses. Sigbaar in jou optredes en ook sigbaar in jou lewenstyl. Johannes 14:15 sê, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. Dit wys, jy kan nie sê jy vertrou God, maar jy ignoreer sy pad. Vertroue en gehoorsaamheid loop hand aan hand. 'n dubbele lewe breek vertroue af, en die Bybel waarsku ons teen die verskil tussen wat jy sê en wat jy leef. In Matteus 7:21, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele. Maar hy wat die wil van my Vader doen, wat in die hemel is. Hier sien ons die kern van hierdie skrif baie duidelik. Gebed sonder gehoorsaamheid is leeg. En woorde sonder dade is geen ware vertroue in God. Ware vertroue groei in jou alledaagse lewe, in oorgawe tot God. Die Bybel wys dat geloof 'n lewenswyse is, nie net 'n noodreaksie is. Spreuke 3 vers 5 en 6, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig. Ken hom in al jou weë en hy sal jou baie gelyk maak. Dit beteken om nie net op God te vertrou
of te raadpleeg of te vra wanneer jy sukkel in die kerk. Maar om God te volg in elke dag en elke besluit wat jy neem. Beteken om te glo en te vertrou op elke vlak van jou lewe, selfs wanneer dit goed gaan. Vertroue groei omdat jy God se getrouheid ervaar in jou gehoorsaamheid en jy kan sien dat sy weer werk in jou lewe. Jou geloof word nie net 'n teorie nie, maar 'n daaglikse ervaring. Ware vertroue in God groei eers wanneer daar eenheid tussen gebed en jou daaglikse lewe begin kom. Jy praat daagliks met God in gebed, jy volg God daagliks in jou keuses en jy leef daagliks in wat jy glo. Daardeur word jou geloof versterk, standvastig en volwasse. Kerk van Here, kom ons wees eerlik vanmôre, jy kan nie werklik op God vertrou in gebed as jy hom nie volg en gehoorsaam nie. Maar wanneer die twee saamkom, word jou geloof verdiep. Dit word sterk en onwankelbaar. Dis dan wanneer jy totaal en al op God kan vertrou vir alles in jou lewe. Nie net vir die klein dingetjies nie, maar ook vir die groter dinge. Nie net in die moeilike tye nie, maar ook in die maklike tye. En ek wil graag afsluit met die volgende. En so staan ons vandag voor hierdie waarheid. Geloof is nie net 'n oomblik nie, dit is 'n lewensreis. Dit begin met 'n dapper ja, wanneer alles nog onbekend is. Dit word versterk wanneer jy kies om te bly staan. Selfs wanneer die wind teen jou waai. Dit word volwasse wanneer jy aanhou, dag na dag. Selfs wanneer jy nog nie die volle antwoord sien nie. Moenie dink jou eerste stap is te klein nie. God werk in die begin. Moenie dink jou standvastigheid is te swak nie. God dra die wat vas staan. Moenie dink jou volharding is te laat of te stadig nie. God eer die wat aanhou glo. Want die God wat jou roep om te begin, is dieselfde God wat jou die krag gee om te kan bly staan. En hy is ook die God wat saam met jou sal staan, tot aan die einde van jou pad, sonder om jou vir een oomblik alleen te los. Ek wil vir u sê, kerk, dit is die moeite werd om jou geloof dapper genoeg te hou om te begin. Dit is die moeite werd om jou geloof sterk genoeg te hou om te bly staan. Dit is die moeite werd om jou geloof getrou genoeg te hou om aan te hou. Want uiteindelik ontdek jy het nie net vir God gevolg nie, maar hy het jou deur alles gedra, omdat jy op hom vertrou. Kom ons bid saam. Vader, wat 'n wonderlike voorreg is dit om vanmôre hierdie woord te kan hoor. Met die wete dat ek weet vanmôre, so waar as wat ek weet ek lewe, ek 'n goeie en getroue God dien. En daar is nie een van ons wat hier is vanmôre wat kan sê, God het nog niks vir my gedoen nie. Ons het vanmôre hier ingestap, omdat God vir ons gesondheid en volmaaktheid gegee. Ons het hier ingestap vanmôre, omdat die Gees van God ons gelei het, om die woord te kom ontvang. En ons kan elke dag sien, hoe die hand van die Here in ons lewens werk. Die van ons wat sê, ek kon dit nie sien nie, besef nie vanmôre wat God werklik vir jou doen. En vanmôre hier te kan staan, is God gegee. En absoluut alles wat ek het,
roem ek in Christus voor vanmôre. Nie in myself, nie in my eie krag, maar in die krag wat Christus vir my gee. Om vanmôre te kan sê, ek is tot alles in staat. Stel ek my geloof vry in God vanmôre. En ek glo met my hele hart, ek is tot alles in staat. Deur Christus wat my krag gee. Vader, ek weet vanmôre dat ons is mens en ons soms sukkel ons om vas te staan in ons geloof. Ons het dalk die dapperheid gehad, Here, om te begin. Maar die twyfel het my in my standvastigheid vir my geloof kon beroof. Terwyl die vyand ook saggies in my oor fluister, waar is jou God? Bid ek, Here, dat elke oomblik wat ons as mens ervaar dat ons geloof min begin raak, dat ons tot God sal bid en sal glo dat God ons geloof sal versterk, sodat ek deur elke toets wat die Here vir my gee, kan staan. En nou begin ek vanmôre net deur te sê, Here, gee vir my hierdie eerste stap van geloof, dat ek in dapperheid sal my voet uit hierdie skei uitsit, sodat ek op die water kan loop, dat ek daar kan begin. Wanneer ek dit ontvang het, Here, sal ek gaan vir die volgende stap in geloof, om vas te staan en te weet, ek is soos 'n boom wat diep gewortel is, 'n boom wat nie uit die grond uit deur wind of storms geruk kan word nie, want ek is geanker in die rots, Jesus Christus. Ek sal vas staan in die Here, maak nie saak hoe sterk die wind waai of hoe die storms woed daar buite. En dan laastens, Here, om my te help om aan te hou en getrou te bly aan God, soos wat God getrou is aan my. Help ons, Here. Versterk elkeen van ons se geloof vanmôre, Here. Help ons dat ons nie net sal vaskyk in dit wat ons kan sien, in hierdie sigbare dinge nie. Want dis hoekom ons so maklik op 'n mens kan vertrou. Help ons dat ons verby die situasie sal kyk en in geloof sal bly staan. Sal aanhou staan met die wete dat God reeds vir my daar wag. En die wete, Here, dat U my nooit sal teleurstel. Help ons, Here, dat wanneer ons hierdie toetse kry, dat ons dit sal deurstaan. Dat ons elke toets, Here, wat op ons pad kom, sal slaag in die naam van Jesus. Dat ons nie sal wankel in ons geloof nie. Dat ons vanmôre sal weet, Here, dit maak nie saak wat in hierdie lewe gebeur nie. Ek kan vashou aan die Here. Want daar is niemand anders soos U. Help ons, Here, dat ons sal weet, as daar een is op wie ek kan vertrou, is dit God, ons Vader. Help ons dat ons sal onthou dat God is dieselfde God gister, vandag en ook tot in ewigheid. En as U in die woord sê dat U nie 'n God is wat verander nie, dat ek dit sal glo. Dankie vir die woord vanmôre. Dankie dat U elkeen van ons vandag versterk in ons geloof. Ek bid, Here, dat U elkeen van ons 'n trappie hoër sal optrek in ons geloof.
Dat ons sal vas staan in ons geloof. Dat ons sal getrou bly in ons geloof. In Jesus naam. Dat ons vanmôre kan sê, Here, ek weet dat ek weet, U gaan my situasie verander. U gaan hierdie omstandighede vir my verander. Ek weet dit vanmôre. Dat ek die vyand sal bestraf wanneer hy twyfel in my hart begin saam. Dat ek die ewige God wat nie kan lieg nie, want hy is nie mens. Ek bid, o Gees van God, dat U hierdie woord in elkeen van ons hart sal berg. Dat U dit sal napredik elke oomblik, Here, wanneer ons twyfel. Dat ons sal onthou, wie is ons anker? Dankie vir die woord, dankie Here, dat het elkeen van ons kan help vandag. Dankie vir die goedheid, die guns, die genade, Here. Dankie dat U nie moeg word vir ons, wat nie ten volle op U vertrou. Dankie dat U nie ons gebede, die lied, soos wat ons wat met mense doen, wat ons net gebruik wanneer ons nodig het. Help ons, Here, dat ons alledaagse lewe in Christus sal wandel, dat ons nie sal gebruik net in noodsituasies nie. Dat ons U sal eer met ons hele lewe, elke dag en elke dag. Ons seën elkeen vanmôre, Here, met hierdie woord. Dankie dat ons weet vanmôre wie ons God is. Ons eer U, ons loof en ons prys U. En mag U naam verheerlik word, Here. Deur elke man en vrou, jonk en oud, wat op hierdie aarde loop. Want U alleen is waardig.